Here, vanoggend kan ons net vir U kom dankie sê. Dankie Here vir wie U is. Dankie vir die beskerming. Dankie vir die skepping, Here. Here, ons mense maak soveel aannames en ons mense maak soveel voorspellings en U kom in. En U kom oortref net alles. Ek wil vir die dankie sê vir die water wat geval het. En ook vir U beskerming in dit als, in die vloede. Maar dankie vir die water in die damme, Vader. Dankie dat U ons riviere kom vul het. Ja, Here, en ons het skade en ons bekommernisse, maar in dit als is U beskerming daar. In dit als is U hand op ons. Ons kom eer U vanoggend daarvoor soos ons na U toe kom in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus. Here, dankie vir die hand oor ons geliefdes. Dankie vir die beskerming oor ons, maar ook oor die waarvoor ons lief is. Ek wil vra dat U ons sal lei, dat U ons sal rig en dat U ons sal gebruik as pyle in die koker. Waar ons leef in 'n gebroke wêreld. En ons sien hier die stikkend en die seer om ons. Ons hoor hartseer, Vader, ons sien pyn. En ons het nie altyd die woorde nie en ons weet nie altyd hoe om te reageer nie en ek vra dat U vir ons sal wys. Dat U ons oë en ons ore sal oopmaak en dat U ons denke sal rig. Te praat soos ons moet te praat en te hoor soos ons moet hoor. Dankie Here dat ons na U toe kan kom vir hulp. En dat U woord sê dat soos ons tot U nader, U tot ons sal nader. Vader, ons vra vanoggend dat U ons effektief sal maak in die koninkryk. Effektief sal maak om U koninkryk te laat groei. Here, ons vra vanoggend dat U sal kom en dat U sal kom ingryp in ons land, in ons provinsie, dat U sal kom en dat U verandering sal kom bring. En Vader, kom kyk na Suid-Afrika. Kom kyk wat aan die gang is en kom verander. Kom maak nuut. Kom herskep, Vader. Here, as ons luister na gesprekke, dan is dit donker. Dit is seer en is hartseer. Ek vra dat U sal kom en dat U nuwe lig sal bring. Dat die Heilige Gees sal kom en sal kom vernuwing bring. Here, dat die waarheid sal uitgiet oor hierdie land van ons. Dankie dat ons vanoggend dit vir U kan kom vra, in die naam van die Here Jesus Christus. Here, ek kom bid ook vanoggend waar ons met die woord besig is. Here, dat die woord die waarheid op ons lippe sal wees. Dat ons U woord sal gebruik soos U dit bedoel het. Here, kom bid vir elke kerk, elke plek van byeenkoms vanoggend in ons streek oor die land, dat U woord sentraal sal staan in elke plek van bediening. En Vader, dat U woord in U naam opgelig sal word. Ons bid dat U koninkryk sal kom, soos in die hemel, so ook op aarde. Ons vra dit so in Jesus se naam. Amen. Ons het die laaste 2 keer wat baie lank gelede was, gekyk na Jesus se gesprek met Nikodemus. En vanoggend kom ons by die bekendste vers in die Bybel. Die vers wat seker die meeste deur mense aangehaal word. Die vers wat die meeste mense ken. Om daarna te gaan kyk, gaan ons egter ook na die verse voor dit en die verse na dit moet kyk. Ons gaan ook in gedagte moet hou wat die konteks is waarin hierdie geskryf en gesê is. David Pawson het 'n gesegde, "A text without a context is a pretext." Nou vir die wat wonder soos ek oor die woord pretext en die betekenis daarvan. Die woorde na waar dit vertaal word sluit in voorwendsel, skynrede, verskoning en dan dogrede wat lei tot misleiding. Dit beteken dat ons die geneigtheid het
om 'n teks te neem en iets daardeur te probeer bewys, sonder om die konteks daarvan in ag te neem. Daar is twee dinge in die kerk wat my baie bekommerd maak en wat deur die jare ingeslyp het. Ek dink dis die dinge wat die koninkryk van God baie skade aangedoen het deur die jare. Die een is die stelling wat ons so lukraak rondgooi wanneer iets gebeur het. God is in beheer. Dit is hier waar ons moet begin verduidelik hoekom iemand se kind gesterf het, hoekom iemand verkragt is, hoekom God, 'n God van liefde, hierdie dinge toelaat. Nou oor God is in beheer kan ek vir julle vir baie lank besig hou, maar dis nie die onderwerp van vandag nie. Dit is egter iets waaroor ons almal moet nadink. Die ander een is die onvoorwaardelike liefde van God. Ons sing oor God se onvoorwaardelike liefde. Ons verkondig, kom net soos jy is. Ja, maar daar is iets wat bygevoeg moet word. Ons kan nie bly soos ons is nie. Daar is verandering nodig. Daar is omkeer nodig. Ons gaan nou verse 14 tot 18 lees. En ons gaan dit in die Afrikaanse vertaling sowel as in die Engelse vertaling, die Amplified lees. Johannes 3 vers 14 tot 18. Moses het 'n slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. In die Engels, and just as Moses lifted up the serpent in the desert on a pole, so it is necessary that the Son of Man be lifted up on the cross. And in order that everyone who believes in him, who cleaves to him, trusts in him, and relies on him, may not perish, but have eternal life and actually live forever. For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten unique Son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on him, shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal, everlasting life. For God did not send his Son into the world in order to judge, to reject, to condemn, to pass sentence on the world, but that the world might find salvation and be made safe and sound through him. Verse 18, he who believes in him, who clings to, trusts in, relies on him, is not judged. He who trusts on him never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation. But he who does not believe, cleave to, rely on, trust in him, is judged already, and has already received his sentence, because he has not believed in and trusted in the name of the only begotten Son of God. He is condemned for refusing to let him his trust rest in Christ's name. So vanoggend gaan ons hoofsaaklik kyk na vers 16, voordat ons kan aangaan na vers 17. Ons gaan egter meer as een week by vers 16 moet stil staan, en ook by die konteks van vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hier kry ons 'n herhaling van wat ons in vers 15 gesien het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Die fokuspunt oor die hele wêreld heen in die vers is egter nie die gedeelte nie, maar oor die gedeelte oor die liefde van God. Ons gaan op twee maniere na vers 16 kyk.
Die eerste is die mees algemene manier, en dan gaan ons ook op 'n alternatiewe manier kyk na vers 16. Die een wat vir my meer sin maak. Vir die alternatiewe manier gaan ons 'n bietjie meer tegnies moet raak. Ons gaan moet kyk na die taalgebruik en ons gaan moet kyk na die konteks. God het die wêreld so lief gehad. God loved the world. Baie keer vandag kry ons hierdie in die teenswoordige vorm. God het die wêreld so lief. Dit dui daarop dat die kruis 'n liefdesaksie van God was. Jesus aan die kruis wys vir ons hoe lief God die wêreld gehad het. Hoe lief het God die wêreld gehad? In Grieks skryf Johannes hotos en sommige vertaal dit na so much, terwyl ander dit vertaal na in this way. Dit is nogal 'n belangrike verskil en ons sal later praat oor hierdie verskil. Ons het aan die begin van Johannes gesien dat die wêreld nie lief vir God is nie. Nou sien ons hierdie ander kant. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hoekom? As versoeningsoffer om die wat verlore is te red. Hierdie is dan die sentrale vers waaruit Jesus se liefde, Jesus se hele bediening vloei. Beide skryf Johannes ook in 1 Johannes 4 vers 8 tot 9. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. God stuur sy enigste seun die wêreld in, sodat ons deur hom kan leef. Die evangelie begin dan by die liefde van God. Dit is die enigste verduideliking daarvoor, dat God die mens kan skep, terwyl hy weet dat die mens teen hom gaan rebelleer en sy liefde gaan verwerp. God het al hierdie liefde om te gee, maar niemand om dit voor te gee nie. Hy skep die mens wetend dat hulle sy liefde gaan verwerp, maar die plan is om sy enigste seun te stuur om versoening te bring. Wie ook al in die seun glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Die sending van Jesus. Die doel van Jesus se koms na die aarde toe was om aan die kruis te sterf as versoeningsoffer, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Ons lees in vers 15 en 16 van hierdie ewige lewe. Hierdie ewige lewe is 'n huidige werklikheid vir die wat glo, sowel as 'n toekomstige belofte. Johannes kyk verder na die reddingssending van Jesus in vers 17. God se liefde lei tot sy aksie. Die aksie om sy enigste seun Jesus te stuur na die sondige wêreld. Die sending aan die kruis om te sterf, sodat die wêreld gered kan word deur sy opstanding. Ons kry die terme deur die Vader gestuur 41 keer in die brief van Johannes. Dit kom van die Joodse idee shalach, wat beteken 'n gestuurde, 'n verteenwoordiger of 'n ambassadeur. Die een is die teenwoordigheid en die stem van die een wat hom gestuur het. Jesus is dan die een wat kom om God te openbaar aan die mense op aarde. Uit sy liefde stuur God vir Jesus na die wêreld. Die doel sodat Jesus gekruisig kan word, kan opstaan en sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan kry. Die gevaar hierin is wat ons vandag al hoe meer sien. God het die wêreld so lief. Nou hierdie so het baie o's aan koppeltekens en nog 'n klomp o's. Dit lei dan tot die geloof en bewegings dat mense maar net eenvoudig kan aangaan met hulle lewens, want God is liefde en sy liefde is so verskriklik groot dat niemand hel toe sal gaan nie. God sal dit nie oor sy hart kry om mense hel toe te stuur nie. Niemand behoef iets aan hulle lewens te verander nie, want God se liefde is so verskriklik groot. Nou hierdie is 'n baie gevaarlike denkwyse en doen die koninkryk van God op aarde baie skade aan. En daarom gaan ons 'n bietjie dieper na Johannes 3 vers 16 kyk.
En dit is daar 'n boek met die naam The Gospel in 4000 Languages. As jy hierdie boek sou oopmaak, sou jy Johannes 3 vers 16 in 4000 verskillende tale vind. Soos die res van die Bybel het hierdie vers nooit op sy eie gestaan nie. Dit was deel van dit wat voor dit en na dit geskryf is. Eers is die skrifte in hoofstukke opgedeel en daarna het iemand gekom en hierdie hoofstukke in verse opgedeel. Dit was die begin daarvan dat verse op hulle eie aangehaal en gebruik is. Voor dit het ondersoek die teks beteken, jy gaan nie na 'n vers toe nie, maar jy gaan na 'n hele boek of brief toe. Die verkondiging van die evangelie gaan baie oor die liefde van God. Ons probeer mense te bereik deur oor die liefde van God te praat. Is dit egter die regte manier om dit te doen? Is dit wat Jesus en die apostels gedoen het? Ongelowiges kry die boodskap dat God liefde is, dat hy vir almal lief is en dis ook vir die individuele ongelowige lief is. God is liefde is die primêre boodskap wat uitgaan na die wêreld toe. Is dit hoe die apostels gepraat het? Is dit wat ons vandag in ons Bybels kan lees? Het jy al 'n vers in die Bybel raak gelees wat praat oor die onvoorwaardelike, the unconditional love of God? God is lief vir almal en ons kan na hom toe kom soos ons is, maar daar is 'n voorwaarde aangekoppel. Ons moet verander. Daar is 'n gedeelte van belydenis. Daar is 'n gedeelte wat lei tot verandering. Kom ons kyk gou na liefde in die Bybel, van God in die Bybel. Die Bybel soos ons dit vandag het, is opgedeel in 35.000 verse. Hiervan is daar 35 verse wat direk verwys na die liefde van God. 1 uit elke 1000 verse. Ek dink ons gebruik dit baie meer deesdae. As jy na hierdie 35 verse gaan kyk, sal jy egter iets anders daarin sien. Die liefde van God word altyd gekoppel aan die wat aan slawerny verlos is, slawerny uit Egipte of dan slawerny uit sonde in die Nuwe Testament. Verder is dit net die wat uit slawerny verlos is wat met mekaar praat oor die liefde van God in die Bybel. In die Ou Testament is dit net die Jode wat met die Jode praat oor die liefde van God. In die Nuwe Testament praat Christene met ander Christene oor die liefde van God. Nie met die wat nie glo nie. Nie Jesus of Jesus se disippels het oor die liefde van God gepraat in die publiek tussen ongelowiges nie. Wat van Jesus voor Nikodemus? Ons gaan later daarby kom, maar as ons mooi gaan kyk na vers 15, is vers 15 die einde van Jesus se gesprek met Nikodemus. Vers 16 is dan wat Johannes aan die gelowiges skryf. Gaan kyk weer na die boek van Handelinge, of die apostels gepreek het oor die liefde van God. In die boek kry ons geen verwysing na die liefde van God nie. Soos ons veronderstel om oor die liefde van God te praat met ander ongelowiges, hoe verduidelik ons die liefde van God vir 'n wêreld waar ongelowiges leef, waar natuurlike rampe is, lyding, hongersnood en moord is? Hoe kan 'n God van liefde iemand hel toe stuur, is die vraag wat ons kan verwag. God is liefde. Ons het gesien dat Johannes skryf dat God liefde is. Hy het egter ook oor baie dinge geskryf en ek wil hê dat ons 'n bietjie hieroor moet dink. Iets anders waar Jesus en sy disippels ook net gepraat het as hulle alleen was oor God as Vader. God as sy Vader en God as hulle Vader. Hulle het nooit daaroor gepraat buite hulle groep nie. So is God lief vir almal. Kan ons met wat ons weet sonder om te twyfel dit verkondig. Die vers waarna ons toe sal gryp daarvoor is Johannes 3 vers 16. Nou gaan ons kyk na hierdie bekende vers. Partykeer as 'n mens iets goed ken, gebruik jy dit sonder om mooi te dink oor wat jy sê of wat daar staan.
In Johannes 15 vers 9 en 10 praat Jesus met sy disippels. Kom ons lees dit gou weer. Johannes 15 vers 9 tot 10. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Hier lyk dit of daar voorwaarde gekoppel is aan die liefde van God, nie onvoorwaardelike liefde nie. Ons kan nie na Johannes 3 vers 16 kyk sonder om ook te dink aan die verse voor dit en die verse na dit nie. Verder was die Grieks waarin Johannes geskryf het baie meer as die Afrikaans of Engels wat ons vandag het. Hulle het woorde gehad wat elke ding meer spesifiek beskryf het. Ons gaan dus kyk na wat hierdie woorde se betekenis was toe Johannes dit geskryf het. Kom ons begin met van die belangrikste woorde in hierdie vers. Begin met die woord God. God is die sentrale onderwerp van die vers en ons almal verstaan goed wat daarmee bedoel word. Vandag in die samelewing daar buite en selfs tussen gelowe kan daar egter ander betekenis toegevoeg word. Want ander gelowe het ook 'n God. Wat Johannes hieroor skryf en wat ons vandag oor praat, is die God van die Bybel. Die God wat die hemel en die aarde geskep het. Die God wat ons geskep het. Die God wat ons ook gaan oordeel. Die God van Israel, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is die God waaroor Johannes hier skryf. En hy bedoel nie enige ander God nie. God hier beteken ook nie God die drie-eenheid nie, aangesien Johannes in dieselfde vers ook verwys na Jesus. God hier beteken God die Vader. Johannes is die een wat in sy evangelie na Jesus verwys as God. Maar hier skryf hy oor God die Vader. Volgende kry ons liefgehad of loved. Nou julle weet dat daar 'n paar woorde is en wat in Grieks gebruik word vir die woord wat ons het as liefde of love. Wanneer ons dan na die woorde liefde of afleidings daarvan kry in die Bybel, dan moet ons dink aan watter woord die skrywer oorspronklik gebruik het en wat die betekenis is van dit wat hy geskryf het. Die woorde liefde soos ons dit het, dek alles, van liefde tot vir kos, vir als en vir alles tussenin. Ons gaan vinnig kyk na die 4 woorde vir liefde in Grieks. Die 4de een is 'n kategorie van sy eie en nie nou van toepassing nie. Maar vir volledigheid gaan ons gou eers daarna kyk. Hierdie Griekse woord wat vertaal word na liefde is epitomia. En dit is die laagste soort liefde, die onderpunt van liefde. Ons sou dit kon vertaal na lus of lust of wellus. In die Nuwe Testament word ons geleer dat dit die liefde is wat ons ten alle koste moet vermy. Die liefde vir die wêreld. Dit is vleeslike liefde. Ons kyk nou na die 3 ander woorde en in dit begin ons met eros. Eros is the love of attraction. Die liefde wat ons na mekaar toe aantrek. Dit is seksuele liefde. Dit is die aantrekking tussen mans en vrouens. Of dit is wat dit veronderstel is om te wees. Dit is nie sondig nie en is nie wederwysige aantrekking, is die wederwysige aantrekking tussen die man en vrou wat deur God geskep is. Dit is die liefde van die hart. Dit is nie iets wat jy kan aan en afsit nie, nie iets wat jy beplan nie. Dit is nie God se liefde vir die wêreld nie. God eros nie die wêreld nie. God het die wêreld op sy manier lief. Hy vind ons nie aantreklik nie. En dit is nie waaraan ons dink as ons Johannes 3 vers 16 lees nie. Kom ons los dit eers vanoggend by hierdie punt. Ons kan volgende week na die ander 2 liefdes kyk. Na die liefde hoe God die wêreld liefhet. En dan kan ons verder uitbrei op Johannes 3 vers 16. Ons opdrag is nie om die Bybel, die woord van God, mooi te laat klink nie. Dit is nie om dit aanvaarbaar te maak en sodoende mense nader te trek nie. Ons het gesien deur die boek van Handelinge hoe die apostels gepreek het
oor die regverdigheid en die geregtigheid van God. Ons het die voorbeeld van Jesus wat nie doekies omdraai nie. 'n Voorbeeld van Jesus wat niemand probeer paai nie. Johannes skryf, God is liefde. Die boodskap is nie dat God nie liefde is nie, maar die boodskap kan nooit wees dat God so lief is vir die mense, dat niemand hel toe sal gaan nie. Die boodskap kan nooit wees dat ons na God toe kan kom en bly net soos ons is nie, want God is onvoorwaardelik lief nie. God is 'n regverdige God. Hy kan nie sondes ongestraf laat bly nie. Hy kan dit wel vergewe, maar dit gebeur vir die wat in Jesus glo en vir die wat vergifnis vra. Ons het 'n ou verbond en ons het 'n nuwe verbond, 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Maar dit is presies dieselfde God. God het nie verander nie. God is ons Vader, maar hy is heilig en hy verander nie. Die koninkryk van God, Johannes 3 vers 16, is so belangrik dat ons 'n tydjie hierby gaan stil staan. Ek wil vanoggend afsluit deur 1 Johannes 1 te lees. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Onthou en verkondig hierdie week dat God die Vader Jesus met 'n spesifieke doel aarde toe gestuur het. Ja, hy het Jesus uit liefde gestuur, maar hy het hom gestuur sodat elkeen wat in hom glo, elkeen wat vergifnis vra, se sondes vergewe kan word. Gaan uit hierdie week en leef in God se lig en wees lig. Amen.